Gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 4 vers 1 tot 16. Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Terwyl julle blaai, wil ek net noem, daar is 'n paartjie hier vanoggend van Brackenhurst Baptist Church, Dwayne en Tarina Mol, ons waardeer dat julle vir ons kom kuier het en asseblief namens Antipas gemeente dra ons groete en ons liefde oor aan ons sustergemeente, asseblief. Efesiërs 4 verse 1 tot 16. Dis 'n groter gedeelte wat ek vanoggend hanteer, toe ek in die begin van die week vir Esther sê, ek beoog om 16 verse te preek Sondag, toe kyk sy my net so. Maar mag die Here sy seën plaas op die prediking van sy heilige woord vanmôre. Geliefde, verbeel jou dat een deel van jou liggaam val 'n ander deel van jou liggaam aan. Ek meen, dit is wat outo-immuunsiektes doen. Ek hoop ek is akkuraat vanoggend, nie soos laasweek met die waaiers op die vliegtuig nie. Outo-immuunsiekte is wanneer jou liggaam teenliggaampies produseer wat die selle van sekere dele in jou liggaam aanval en beskadig of vernietig, soos byvoorbeeld die Graves siekte, wat ons ook ken as 'n onderaktiewe skildklier. Of daar is die ekseem, wat eintlik die liggaam is wat die vel aanval. Of daar is reumatoïde artritis, waar die liggaam die kraakbeen aanval. Of die tipe 1 suikersiekte wat kinders baie maal kry, waar die liggaam die pankreas aanval. Ons kry dit en die resultaat van hierdie tipe outo-immuunsiektes is altyd dat die liggaam word siek, die liggaam word afgebreek, die liggaam funksioneer nie effektief soos hy moet nie en hy kan selfs in 'n koma ingaan in ekstreme gevalle en dit lei dan gewoonlik tot langtermyn skade. Wat ek vanoggend vir julle wil sê is dat dieselfde gebeur wanneer daar nie eenheid in die kerkliggaam van ons Here Jesus Christus in is nie. Wanneer sekere dele van die liggaam ander dele aanval, sy word sieklik, sy is oneffektief, sy word afgebreek en natuurlik kan dit lei tot langtermyn skade. Sommige van julle het dit al beleef in gemeentes in die verlede. En daarom is dit my doel vanoggend gemeente om julle in lyn met die leer van God se woord en in lyn met die Heilige Gees se werking in julle, om julle aan te spoor, om die band van vrede, die band van eenheid, waartoe God ons as lidmate in sy kerkliggaam verbind het deur verlossing, dat julle daai band van vrede en eenheid sal bewaar, en dat julle daai band van vrede en eenheid ook self sal bevorder, sodat Antipas gemeente deur die gesonde samewerking van elkeen van haar lidmate opgebou mag word, mag groei, soos wat ons teks sê, totdat ons almal kom tot eenheid in die geloof en in die kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Met dit as inleiding, geliefdes, wil ek vanoggend vir julle vra om te staan vir die voorlees van God se heilige woord. Die woord van die Here, soos ek gereeld vir julle sê, is geïnspireerd, dit is gesaghebbend, dit is foutloos, dit is algenoegsaam, dit is ons hoogste bron van gesag en waarheid. Ons staan nooit bo die woord in beoordeling van die woord nie. Die woord is 'n tweesnydende swaard wat bo ons staan, wat indring tussen murg en been, siel en gees, om die gedagtes van ons harte te beoordeel. En vir dit plaas ons onsself dan nou onder die woord van die Here. Efesiërs 4 vanaf vers 1 sê, daarom spoor ek julle aan, ek, wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, naamlik deur mekaar met volkome nederigheid en sagge aardheid, en met geduld in liefde te verdra, en julle daarop toe te lê, julle self ernstig te beywer om die eenheid wat die Gees bewerk,
te bewaar deur die band van vrede. Daar is een liggaam en een gees, soos julle ook deur een roeping tot een hoop geroep is. Daar is een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer, en hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar, waarop anders dui dit as dat hy eers neergedaal het na die laar dele, naamlik die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een, hoofletter E, wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgeswaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Maar eerder dat ons, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk, tot sy eie opbou in liefde. Tot sover uit die woord van die Here, julle kan sit. Gemeente, kom ons sluit ons oë en vra die Here se hulp. Vader, met nederigheid plaas ons onsself voor U en vra dat U deur U Gees verligting sal skenk aan ons. Help ons om die diepte in te sien, te ontgin en te verstaan wat U vir ons geïnspireer het in hierdie teks. Praat met ons, werk in ons, transformeer ons deur U woord en Gees in hierdie oomblikke. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Geliefde, God roep jou op om die eenheid van sy kerkliggaam te bewaar. Dit is ons verantwoordelikheid in die Here om die eenheid van die kerkliggaam van ons Here Jesus te bewaar. Hierdie is so uiters belangrik, gemeente, want ons is gered deur die Here, deur ons verlossing ingesluit by sy kerkliggaam, sodat ons in eenheid mag saamleef binne sy kerkliggaam. Dit is wat Paulus vir ons skryf hier in die begin van Efesiërs hoofstuk 4. Let op wat sê, hy sê daarom. En waar jy 'n daarom in die teks het, moet jy altyd die vraag vra waarom. Paulus kyk terug, verwys terug met daai voegwoord na dit wat hy geskryf het tot dusver in die brief, in die eerste helfte wat meer teoreties is, waarop hy die evangelie waarheid van God in Christus vir ons uitgespel het. Dus daarom, in die lig van julle verlossing, gemeente, in die lig van jou insluiting by die kerkliggaam van Christus gelowige, skryf Paulus, hy wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is waardig is. Dit wil sê deur mekaar met volkome nederigheid, saggeaardheid, met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toelê. Daai woord in die Grieks is 'n woord wat aandui ernstig strewe, jouself ernstig beywer, om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede wat God daar gestel het in Christus. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons die eenheid bewaar, want ons is gered om deel te wees van die eenheid van daai kerkliggaam.
Maar dis nie al nie, ons moet die eenheid van die kerkliggaam van Christus bewaar, geliefde, want dit is belangrik vir die Here, daai eenheid. God ag die eenheid van sy kerkliggaam bitter belangrik. Daar is heelwat voorbeelde in die Bybel buite ons teks wat vir ons benadruk hoe belangrik die eenheid van die kerk vir Christus Jesus, God die Vader en God die Heilige Gees is. Ek meen, die eerste voorbeeld wat ek dalk kan noem, buiten vir die feit dat ons God 3 in 1 is Jesus Christus se hoëpriesterlike gebed. Een van die primêre versoeke in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. Net voor sy hemelvaart, toe bid hy vir sy disippels wie hy agterlaat. Hy sê in Johannes 17 vers 11, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wie U my gegee het, dat U hulle sal bewaar, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En so 'n bietjie later, in Johannes 17 vers 20 tot 22, bid Jesus ook vir die kerk deur haar geskiedenis, wanneer hy sê, ek bid ook vir hulle wat deur die disippels, die apostels se woord tot geloof kom, dat U ook hulle sal bewaar, sodat hulle ook een kan wees soos ons een is. Die belangrikheid van die eenheid van die kerkliggaam van Christus vertoon ook in die voorbeeld wat die Here vir ons gegee het. In die eerste Jerusalem gemeente in Handelinge. Ons lees daar in Handelinge 2 vers 46 dat hulle het eensgesind volhard. 2 hoofstukke later in Handelinge 4 vers 32 sê die teks dat hulle was een van hart en siel. Daardie voorbeeld gemeente wat die Here vir ons in sy skrifte gee. Ons verstaan iets van die Here se wil vir die eenheid van die kerk, ook deur die vele vermaanings vir eenheid in die Nuwe Testament briewe. Ek gaan nie na hulle almal kyk nie, daar is baie van hulle. Blaai dalk net saam met my om na Filippense toe. Filippense 1 vers 27. En onthou, Paulus is onder huisarrest in Rome, hy skryf 4 briewe saam, Efesiërs en Filippense. En hier in Filippense kommunikeer hy dieselfde gedagte as in ons teks. En ons verstaan deur hierdie oproep hoe belangrik die eenheid van die kerk vir God is. Paulus skryf in Filippense 1 vers 27, nog net dit, tree so op dat dit die evangelie van Christus waardig is, sodat of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in een gees vasstaan, een van hart, een van siel, saam stry vir die geloof in die evangelie. Hy gaan aan in hoofstuk 2 vanaf vers 1 in Filippense. Hy sê as daar enige aansporing in Christus is, enige troos uit die liefde, enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Hoe? Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een ander die hoor te ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat hierdie gesindheid wat in Christus was ook in julle wees. Die eenheid van die kerkliggaam is belangrik vir die Here. Daarom staan hy 'n hele Nuwe Testament boek af aan hierdie tema, kan ons sê, Filemon, waar Paulus skryf aan Filemon om eenheid te bewerk tussen hom en Onesimus. En dat Filemon weer vir Onesimus in die eenheid van die gemeente wat in sy huis ontmoet, ontvang. Die eenheid van die kerk van die Here is so belangrik vir hom, dat van die ernstigste waarskuwings wat die apostels gerig het in die Nuwe Testament briewe, word gerig aan hulle wat die eenheid van die kerk aantas. In Titus hoofstuk 3 vers 10 lees ons byvoorbeeld Paulus skryf, as iemand verdeeldheid saai op enige manier in die kerk van ons Here, as iemand verdeeldheid saai, wys hom na 'n eerste en 'n tweede vermaaning weg. Hier is nie sprake van 'n kerklike tugproses nie. Wys hom weg, omdat jy weet dat so 'n persoon op 'n verkeerde pad is en sonde doen, hy veroordeel hom
self. Geliefdes, ek wil nie die een wees wat die eenheid wat God deur die Gees daar gestel het in sy kerkliggaam aantas. Myself so onder die dissipline van die Here en sy gemeente bring nie. Die belangrikheid van die eenheid van die kerkliggaam is ook duidelik vanuit ons teks. Ek wil julle nou terugkeer na Efesiërs 4. Van alles wat Paulus in die tweede, meer praktiese helfte van hierdie brief mee kon begin, wanneer hy skryf oor die uitwerking van die evangelie waarheid, wat hy in hoofstukke 1 tot 3 behandel het, begin hy met hierdie onderwerp. Dit sê vir ons iets van die belangrikheid van die eenheid van die plaaslike of die kerkliggaam van die Here. Hy begin hierso. En let op wat hy ook sê vanaf vers 4. Dat die kerkliggaam is nie verdeeld nie. God het dit geskep, daar gestel in eenheid. Daarom sê hy vanaf vers 4, dit is een liggaam. Menende hierso een universele kerkliggaam wat manifesteer in talle plaaslike sigbare kerke op aarde. Daar is een gees, nie baie nie. Een gees wat ons verbind deur wedergeboorte tot daardie kerkliggaam. Daar is een hoop waartoe ons almal geroep is, nie baie hoope nie. Een hoop, die ewige lewe en die ewige erfenis wat ons in die teenwoordigheid van God gaan geniet tot in alle ewigheid in 'n verheerlikte hemel en aarde. Daar is een Here, Jesus Christus, die hoof oor hierdie kerkliggaam. Daar is een geloof. Daarmee verwys hy na die inhoud van ons geloof, die fundamentele waarhede van ons geloof. Wat hy sê is, daar is net een waarheid. Een geloof, een doop, daar is net een vereniging van elkeen van ons met Jesus Christus en sy kerkliggaam, waarvan die waterdoop simbool is. Die waterdoop wys heen na daai doop toe. As een God en Vader, oor almal, deur almal, in almal. Geliefdes, dit is hoekom dit so belangrik is vir ons om die eenheid van die kerkliggaam te bewaar, want ons is gered daarvoor. En God skryf dit hoog aan. Die vraag natuurlik vir ons is 'n praktiese vraag, hoe doen ons dit? En Paulus natuurlik wat baie prakties is, sê vir ons, kyk na vers 2 in ons teks. Hy sê, deur mekaar te verdra. Die leksikale definisie van hierdie woord verdra uit die Grieks is maar net om aan te hou en uit te hou ten spyte van die uitdagings wat verduur moet word. Aanhou en uithou ten spyte van uitdagings. Hierdie selfde term word gebruik in Romeine 2 vers 4 waar ons lees dat Paulus skryf, besef julle nie dat die verdraagsaamheid van die Here julle tot bekering wil lei nie. Paulus benadruk daar dat God ook oor ons verdraagsaam is. En die idee is dat soos wat die Here verdraagsaam is oor jou en my, en is hy nie verdraagsaam nie. Hou hy nie uit, hou hy nie aan met ons nie. In sy genade, dat ons ook so verdraagsaam sal wees teenoor die boeties en sissies om ons in die geloof, in die kerkliggaam van ons Here. In watter gevalle moet ek my boeties en sissies verdra? Ek wil so 'n paar voorstelle maak aan julle. Geliefdes, met betrekking tot verskille rakende nie fundamentele kwessies, moet ons mekaar verdra. Kyk, julle verstaan, oor die fundamentele aspekte van die geloof moet daar absolute eenheid wees. Dit is daai dinge wat ons verlossing raak. Dat as jy nie dit glo nie, kan jy nie gered wees, Bybels gesproke nie. Oor daai dinge tref ons nie kompromie nie, daar moet eenheid wees. Maar oor verskille wat nie fundamentele kwessies raak, moet ons mekaar in liefde, met nederigheid, saggeaardheid en geduld verdra. Wanneer dit kom by kwessies so smaak, weet, ons het 'n gemeente vol verskillende smake, musieksmaak byvoorbeeld, en die keuse van liedere wat ons sing op 'n Sondag.
Verskille wat rakende voorkeurkwessies, byvoorbeeld waar ek sit in die kerk op 'n Sondag of wat se klere ek dink gepas is om aan te trek Sondag kerk toe, voorkeurkwessies of kwessies rakende mense se temperament en persoonlikhede. Sommige van ons is bietjie meer bombasties en dalk so 'n bietjie takloos soos 'n Petrus van ouds. Ander van ons is weer so teruggetrokke dat ons nie bo of baas sê nie. Dat ons mekaar verdra in ons verskillende temperamente en persoonlikhede, dat ons mekaar verdra in verskillende gewoontes en gebruike. Sit ons by die psalms, staan ons by die psalms. Moet ons opbreek in groepies om die nagmaal te vier, moet ons dit saam as 'n eenheid vier. Verskille rakende nie fundamentele kwessies soos werkswyses, hoe ons te werk gaan om sekere dinge te doen. Of verskille rakende nie fundamentele oortuigings. Ek is seker die meeste van julle lees die Bybel en is daarom amillennial in julle eindtydsienings. Ek sê dit tongenietjies. Maar waar is verskil oor eindtydsienings? As daar premillennialiste in ons midde is, as daar postmillennialiste in ons midde is, dat ons mekaar sal verdra oor hierdie tipe voorkeur kwessies of oortuigings wat nie fundamenteel is nie. Nog gevalle waarin ons mekaar behoort te verdra, wat ek reeds aangeraak het tot 'n mate is, wanneer dit kom by ons gebreke. Elkeen van ons het gebreke wat maar gevolge is van die sondeval, wat ons elkeen raak en waarin ons leef in 'n gebroke wêreld. Swakhede wat ons het, blinde kolle wat ons het, wat ons nie altyd self raak sien nie. Onvolwassendheid wat ons baie keer tentoonstel, onwyse besluite wat ons maak. Foute wat ons maak, dat ons mekaar sal verdra in hierdie dinge. Of selfs wanneer dit kom by sonde. En ek verwys hier na sonde wat nie noodwendige gewoontepatroon is in iemand se lewe nie. Sondes wat nie grootskaalse skade en skande veroorsaak, wat nie skeiding bring tussen gelowiges en in die gemeente, die kerkliggaam van Christus nie. Dat ons ook daai tipe sondes sal verdra in liefde. Soos Petrus sê in 1 Petrus 4 vers 8, die liefde bedek 'n menigte sondes. Paulus sê in die hoofstuk oor liefde in 1 Korintiërs 13 vers 7 en 8, die liefde bedek alles. Natuurlik wanneer dit kom by wanneer die Here jou so benadruk, wanneer dit 'n gewoontepatroon is in iemand se lewe, wanneer sonde lei tot 'n persoon se skade en skande en dalk tot skeiding tussen hom en ander, moet ons hulle aanspreek, dan is dit 'n bewys van liefde. Maar soms is dit 'n eer, so Spreuke sê, om 'n oortreding oor te sien. Die ingesteldheid waarmee ons mekaar verdra, ten einde die bewaring van ons eenheid, geliefdes, is ook belangrik vir die Here. Daarom word daar 4 gesindhede genoem hier in ons teks. Kyk bietjie na vers 2. Deur mekaar met volkomme nederigheid, saggeaardheid, geduld, liefde te verdra. Dit wil sê 'n nederigheid dat ons beskeie sal wees. Ek weet nie of beskeie 'n argaïese Afrikaanse woord is nie. Miskien kan ek dit omskryf. In Romeine 12 vers 3 sê Paulus, aan die genade wat God aan my gegee het as 'n apostel, sê ek vir julle, dat niemand van julle meer van homself moet dink, as wat reg en gepas is, in die lig van die woord nie. In Galasiërs 6 vers 3 sê hy verder, enige een wat dink hy is iets, terwyl hy niks is nie, mislei homself. Dat ons 'n gepaste, 'n lae opinie van onsself sal hê, as diegene wat slawe is van Jesus Christus en geroep om diensknegte van mekaar te wees. Dus mekaar met so 'n nederigheid sal verdra, ook met saggeaardheid. Dit wil sê dat in ons omgang met mekaar moet daar altyd, soos wat die Here se interaksie met ons altyd gekenmerk is deur deernis. Teerheid is tenderness in die Engels, warmte, ontferming, en dat ons verdraagsaamheid teenoor mekaar ook so in sagtheid sal wees. Geduld word hier genoem. Nou geduld beteken om met kalmte, met 'n diepe gemoedsrus te verduur
en te volhard om te verduur. Dis wat geduld is. En so moet ons mekaar verdra. Met kalmte, verduur en volhard. En dan in liefde. In liefde. Soos Filippense 2 vers 5 ook vir ons sê, wanneer ons oproep tot daai eenheid, die liefde wat ons Here Jesus tentoongestel het, is selfloos, is selfopofferende liefde, wat ander se belange bo my eie plaas, om hulle te dien. Dis die ingesteldheid waarmee ons mekaar moet verdra, volgens die woord van die Here. En geliefdes, ek wil benadruk hierso, die belangrikheid dat ons na die Here kyk vir sy instaatstelling. Ons weet goed, in ons gevallenheid kan ons nie hierdie dinge uit ons eie uitdoen nie. Ons oë van geloof behoort op die kruis van Jesus te wees, Jesus wie ons in staat gestel het, deur sy verlossingswerk om sy voorbeeld te volg, van nederigheid en sagtheid, van geduld en liefde, en ook op die Gees, wat ons inwoon, deur wie ons wedergebore is. Dit is die Gees wat hierdie ingesteldheid in ons kweek. Ek weet nie of julle opgelet het nie, maar al hierdie gesindhede wat genoem word, is deel van die vrug van die Gees. Die produk wat hy in ons bewerk. Galasiërs 5:22 en 23. Nederigheid, sagtheid, geduld, liefde. So mag die Gees julle in staat stel om mekaar so te verdra en te stry vir die bewaring van die eenheid van die kerkliggaam waardeur die Here ons, deur ons verlossing, verbind het. Maar dis nie al nie. Die Here roep jou ook op, geliefde, om daai eenheid in sy kerkliggaam te bevorder. Bevorder die eenheid in die kerkliggaam. Ons kan weer eens vra, hoe behoort ons te doen? Geliefdes, deur die geestelike gawes wat die Here vir jou gegee het. So belangrik, let op in vers 7, skryf Paulus, aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk. Die agent waardeur daai geestelike genadegawe na ons toe kom, vanaf God, is Jesus Christus. Soos wat vers 7 aangaan om te sê, aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar geskryf, toe Christus opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer. Hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar waarop anders dui dit dat hy ook neergedaal het na die laardele, na die aarde. En die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het na bo, al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. Hierdie is 'n kwotasie uit, of 'n aanhaling, uit Psalm 68. In Psalm 68 word God uitgebeeld as 'n krygsheld wat uitgaan om 'n oorlog te oorwin. Dan wen hy en dan keer hy terug as 'n krygsheld met krygsgevangenes en hy sit op sy troon en hy ontvang geskenke weens sy oorwinning. En Paulus maak daai Psalm van toepassing hier op Jesus Christus en verduidelik vir ons, Jesus het uitgegaan uit hemelse plekke deur sy inkarnasie of menswording in hierdie wêreld, die laardele ingekom. Hier het hy die stryd aangesê teen Satan en sy demoniese magte en oorwin. Kolossense 2 vers 15 sê vir ons, in sy triomftog het hy hulle meegevoer, hy het Satan gebind, die werke van die duiwel kom verbreek. En hy het teruggekeer met sy hemelvaart na die hemelse plekke waar hy op sy troon gaan sit het, aan die regterhand van die Vader, en van al die oorlogsbyt kan ons sê, deel hy dan met sy kerk mee. Hy gee geestelike gawes, en dit het ons elkeen ontvang. Let op wie is die begunstigdes van hierdie gawes, volgens vers 7. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk. Paulus maak dieselfde stelling in 1 Korintiërs 12 vers 7. Hy sê, aan elkeen is die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is vir die hele kerkliggaam. In vers 11 van 1 Korintiërs 12 sê hy dieselfde, die Gees gee aan elkeen soos hy wil 'n geestelike gawe. Dit impliseer, geliefde, jy het 'n geestelike gawe gekry. Dit is aan jou geskenk, geen nie om wie jy is nie.
Geen nie om hoe lank jy op pad met die Here is nie. Geen nie om hoe jonk of hoe oud jy is nie. En per implikasie impliseer dit ook, jy moet daai gawe gebruik vir die doel waarom God dit gegee het, vir die opbou van die plaaslike kerk. Kyk gou na vers 16 van ons teks, waar hierdie so duidelik beklemtoon word, die wil van die Here, dat elke ledemaat in die liggaam sy gawe beoefen vir die opbou, die groei van die hele liggaam. Vers 15 se einde sê, hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind is, deur die ondersteuning van elke gewrig. Let nou op, volgens die werking van elke deel van daai liggaam afsonderlik, die groei van die hele liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Jy moet dit gebruik. Nou, soos die Engelsman sê, that begs the question. Wat is jou gawe? Weet jy wat dit is? En hoe is jy tans besig om dit te gebruik, aan te wend vir die opbou van Antipas gereformeerde baptiste gemeente? Vir diegene van julle, ek wil so op 'n ekskursie gaan vir 'n paar oomblikke, vir die van julle wat nie weet wat jou geestelike gawe is nie, daar is sekere vrae wat ek aan jou kan voorhou, wat vir jou moontlik kan aandui waar jou geestelike gawe lê. Eerstens, wat is jou passie? En manne, nee, moet karre en engines. Dalk moet die kerk 'n bussie aanskaf en jy kan die mense aanry kerk toe. Wat is jou geestelike passie? Dit mag dalk aanduidend wees van waar jou geestelike gawe lê. Of wat is jou ingesteldheid of fokus? Manne, jong manne, julle kan nie vir my sê die dames nie. Dit is dalk aanduidend van 'n ander behoefte tot 'n sielsgenoot, maar dis nie waarskynlik nie waar jou geestelike gawes lê nie. Jou ingesteldheid en fokus, wat ek daarmee bedoel is, as jy kerk toe kom, as jy in die erediens sit, wat let jy op? Is jy gesteld op die lering wat gebied word? Of is jy gesteld op die musiek en die instrumente? Of is jy gesteld op die mense? Of is jy gesteld op die samesyn? Of is jy gesteld op die fasiliteite? Of wat is jou ingesteldheid en fokus? Want dit mag dalk aanduidend wees van waar jou geestelike gawe lê. Of wat is jou ervarings uit die verlede, jou verlede blootstellings, jou verlede betrokkenheid in ander gemeentes? Dit mag ook dalk vir jou aanduidend wees van waar jou geestelike gawe lê. Of wat is jou talente wat die Here jou gegee het? Jou spesifieke en unieke vermoëns mag dalk ook aanduidend wees. Of wat is die opinie van ander, geestelik volwasse mense om jou? Veral jou geestelike leiers oor jou begaafdheid. Jy kan hierdie vrae vir jouself vra en dit sal moontlik 'n aanduiding wees in watter area jou geestelike gawe lê. Maar daar is ook sekere voorbeelde wat ek aan julle kan voorhou vanuit die Bybel wat vir jou kan aandui moontlik wat jou gawe kan wees. Daar is lyste gawes in die Bybel, in tekste soos 1 Korintiërs 12, Romeine 12, 1 Petrus 4 vers 11, lys vir ons 'n klompie gawes wat in die eerste eeu gefunksioneer het en wat gebruik was in die eerste eeu in daai oorgangstydperk tussen die ou en nuwe verbond om die kerk op te bou. Hierdie lyste is nie uitputlik nie, dis nie heeltemal omvattend nie. Dis voorbeelde van die tipe gawes wat God vandag nog gee om die kerk op te bou. Ons glo dat sommige gawes is beëindig, dit wil sê, dit dien nie meer vandag daai spesifieke doel as 'n middel om die plaaslike kerk op te bou nie, soos wonderwerkende gawes nie. Dit was uniek aan die eerste eeu apostels en profete, terwyl hulle besig was om die fondasie vir die kerk te lê, soos Efesiërs 2 vers 20 vir ons sê. Saam met die apostels se uitsterwe het van daai gawes gestop, maar daar is baie van daai gawes na lyste wat vandag nog funksioneer. Byvoorbeeld lering, of byvoorbeeld diensbaarheid, baie belangrik. Dit beteken om op enige praktiese manier te dien. Administrasie word genoem. Leiding.
Nie leiding met 'n lang y nie, dit ook. Leiding, EU, om voort te gaan, bemoediging, barmhartigheid, geloof, dit is ons gebedshelde wat altyd op hulle knieë is in gebed vir die kerkliggaam van Christus, die gawe van onderskeidingsvermoë, musiek kan ek bysit, alhoewel dit nie in die Bybel is nie, om te gee is wel in die Bybel, die Here seën sommige ryklik om te kan gee vir die voordeel en die opbou van die kerk. Evangelisasie, almal van ons behoort voortdurend die evangelie te verkondig en disippels te maak, maar sommige is meer begaafd, het meer ywer en 'n passie daarvoor. Gasvryheid, om jou hart en jou huis oop te maak vir die gelowiges, om hulle te ontvang en te bedien, vir die opbou van die liggaam, en so meer. Hierdie dinge mag aanduidend wees van waar jou gawe lê, en dan helaas wil ek sê, doen net iets. Diensbaarheid in die gemeente is baie keer die manier hoe die Here vir jou begelei om te weet wat hy wil hê jy moet doen vir die opbou van sy kerk. Raak betrokke iewers. Skakel in iewers. En gebruik jou gawe vir die doel waarvoor die Here dit gegee het. Sodat elke deel afsonderlik, sê ons teks, saam kan werk vir die groei van die liggaam en haar opbou in liefde. Maar dis nie al nie. Ons bevorder nie net die eenheid deur ons gawes in die kerk te gebruik nie. Die eenheid van die kerkliggaam word ook bevorder deur sekere persone wat die Here as gawes gegee het in die kerkliggaam. Dis baie belangrik en dit is wat Paulus klem op plaas in verse 11 tot sê maar die einde van die teksgedeelte, of veral vers 15. Ek lees vir julle vers 11 en aan, dit sê, en, nie net het God genadegawes geskenk nie, en, vers 11, hy het ook sommige as apostels, ander as profete. Hierdie twee ampte het in die eerste eeu bestaan toe hierdie brief geskryf was. En daai ampte bestaan nie vandag vir die opbou van die gemeente, die kerkliggaam nie. Die derde ampt wat hier genoem word is evangeliste. Hulle het grootendeels die werk van die apostels oorgeneem deur die kerk se geskiedenis. En dan die ander, die herders en leraars. In die Grieks is daai beter vertaal eintlik as 'n koppelwoord, herder-leraars. Dit is individue wat herders en leraars is van die gemeentes. Hulle het grootendeels die ampt van profeet van die eerste eeu oorgeneem deur die kerk se geskiedenis. Maar daai herder-leraars word vir ons gesê hierso, dit is die ouderlinge van die gemeentes. Die Here het vir hulle aan die gemeente gegee om die heiliges, dit is die lidmate van die gemeentes, toe te rus vir hulle dienswerk. Let op, aan wie behoort die dienswerk? Om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God. En tot 'n volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan, van hierdie toerusting en groei in die eenheid van ons geloof en kennis en volwassendheid, is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, onvolwasse in die geloof, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word, rondgewaai word deur elke nuwe wind van lering, deur mense se slinksy, die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan nie. Maar eerder, dat ons in die lig van daai toerusting van die herderleraars in liefde aan die waarheid kan vashou en in alle opsigte na Christus toe sal groei. Geliefde, in die lig van wat Paulus hier skryf, moet jy jouself laat toerus deur die herderleraars van die kerkliggaam waaraan jy verbonde is. Die ouderlinge se lering van God se woord. Dit impliseer dat jy erns sal maak met ons gemeentelike eredienste, om te sit onder die lering, die toerusting, deur die lering van die woord, van die kansel af. Dat jy sal inskakel by klein groepe, waar die ouderlinge en ander onder hulle toesig lering bied, disippelskapgroepe, Bybelstudiegroepe, omgee groepe, selgroepe.
Dat julle ook julleself sal plaas onder die lering van die woord persoonlik aan die ouderlinge. In persoonlike gesprekke, beide publieke en persoonlike bediening. Natuurlik impliseer dit dat jy die toerusting, die leer van God se woord van jou ouderlinge sal opsoek. Baie belangrik. Geliefdes, ons is elkeen verantwoordelik as priesters voor God vir ons geestelike welstand en groei. As jy vra het, as jy die insaag van die ouderlinge verlang, reik uit na jou ouderling toe, reik uit na die ouderlinge of na my toe. Soek ons leiding en toerusting op. En dit impliseer verder ook onderdanigheid, dat jy jouself sal plaas in gehoorsaamheid aan die woord onder die ouderlinge se toerusting deur die lering van die woord. Soos 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13 sê, broeders, respekteer julle voorgangers, diegene wat julle vermaan in die Here. Betoon liefde aan hulle, terwille van hulle roeping en hulle dienswerk in julle midde. Hebreërs 13 vers 17 sê, wees onderdanig aan julle voorgangers, wees gehoorsaam aan hulle, soos hulle julle toerus, want hulle gaan rekenskap gee vir julle siele voor die Here eendag. So belangrik. Laat jouself toerus, maar dis nie al nie. Jy moet ook jou geestelike gawe beoefen, in die lig van wat Paulus nou hier sê, volgens daai woord en met daai woord waarmee jy toegerus is. Ek wil weer eens uitwys, let op aan wie behoort die werk van die opbou van die kerkliggaam, die groei van die kerkliggaam, nie die ouderlinge nie. Kyk na vers 12. Die herderleraars is as gawes deur die Here gegee om die heiliges, dit is julle, toe te rus vir julle dienswerk. Dis julle dienswerk om die liggaam van Christus op te bou. Of aan die einde van vers 16, volgens die werking van elke deel, elke lidmaat in die liggaam, afsonderlik, dat die groei van die liggaam bewerk kan word tot sy eie opbou in liefde. So belangrik. Dit beteken dat as jy onwillig is om jou geestelike gawe te gebruik, of ongehoorsaam is aan die Here, beroof jy die kerkliggaam van Christus van 'n gawe wat nie vir jou spesifiek bedoel was nie, maar vir haar opbou en groei. En dit sal die Here onteer, geliefdes. Daarom die ernstige oproep, gebruik jou gawe in die gemeente. Gebruik dit volgens die woord waarmee jy toegerus word. En daarmee bedoel ek eintlik maar net in lyn met die woord wat jy ontvang. Die van julle wat die gawe van barmhartigheid het. Moenie nou gaan steel sodat jy iets het om te gee aan die wat behoeftig is nie. Nee. Efesiërs 4 vers 28 sê, laat die een wat steel nie meer steel nie, laat hy met sy hande werk, sodat hy iets het om te gee aan die wat behoeftig is. Met ander woorde, beoefen jou gawe volgens, in lyn met die woord waarmee jy toegerus word. En dan ook, beoefen jou gawe met die woord waarmee jy toegerus word. Die van julle wat die gawe van bemoediging het, kan na ander toe gaan wat die bemoediging nodig het en hulle nie op probeer bou en versterk deur wêreldse wysheid nie, maar aan hulle die woord wat aan jou bedien is, aan hulle te bedien. Byvoorbeeld van ons meer bejaardes wat liggaamsuitdagings beleef, gesondheidsuitdagings. Jy kan Romeine 8 vers 18 voorhou aan hulle. Die heerlikheid van die toestand van verheerliking wat wag, die verheerlikte liggaam het hulle bespreek uit 1 Korintiërs 15. En. Om jou gawe te beoefen, wat ook al dit mag wees, volgens en met die woord waarmee jy toegerus is. Ek wil net ook ietsie hierso noem, geliefdes, let op die herhaling van die gesindheid hierso, liefde. Liefde, dit was vroeër genoem, in sake die bewaring van die eenheid van die liggaam, dat ons dit in liefde sal doen, maar hier in vers 15 en 16, ook wanneer dit kom by die beoefening van jou gawe, vir die bevordering van eenheid in die liggaam, word dit genoem, vers 15, dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou. Aan die einde van vers 16, dat ons elkeen sal saamwerk om die groei van die liggaam te bewerk tot sy opbou in liefde. Laat dit alles in liefde
geskied. Soos Paulus in Kolossense 3, ek dink is in vers 15 vir ons sê, vers 14, beklee julle boonbehalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Die liefde is so belangrik. En wat gaan die resultaat wees, wanneer die ouderlinge van Antipas gemeente die gemeente toerus deur hulle leer van die waarheid, van die woord. En as julle dan, wat toegerus is, julle gawes gaan beoefen, volgens en met daai waarheid, die bevordering van die eenheid van die gemeente. Die eenheid in geloof, die eenheid in kennis van ons Here Jesus, en ook 'n groei in volwassendheid, met betrekking tot die leer en die lewensvoorbeeld van Christus. Soos ons volwasse raak, deur hierdie proses, gaan Christus toenemend gestalte vind in hierdie kerkliggaam van hom. En dit sal manifesteer in 'n leerstellige stabiliteit en standvastigheid. Dat ons nie meer soos branders op die see heen en weer geruk word deur elke stroom van nuwe lering nie, maar dat ons geanker is in liefde aan die waarheid vashou waarmee ons toegerus is. Dat ons gawes in die lig van daai waarheid beoefen vir die opbou en die groei van die gemeente. Geliefdes, ek wil hierdie boodskap afsluit deur te sê, ten einde die opbou en die groei van die kerkliggaam van Christus, roep God jou op om daai eenheid te bewaar, deur verdraagsaam te wees teenoor jou boeties en sissies. En hy roep jou ook op om daai eenheid te bevorder, deur die geestelike gawe wat die Here jou gegee het, om dit te beoefen volgens en met die woord waarmee jy toegerus word deur die ouderlinge. En wanneer jy dit doen, sal God jou in staat stel en bystaan hierin. En deur ons gehoorsaamheid sal die Here toesien dat Antipas gemeente opgebou word, toenemend so dat ons sal aanhou groei, soos Paulus skryf, totdat ons almal uiteindelik kom tot die eenheid in die geloof en in die kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ere aan U in die hemele, vir U woord aan ons, so prakties, reguit, duidelik, onbetwyfelbaar wat U verwag. Here, as daar nog vrae is, wil ek bid vir vrymoedigheid, dat ons sal uitreik na diegene rondom ons, dat ons sal uitreik na ons ouderlinge, om ons toe te rus met die waarheid. En dat U deur U Gees elkeen van ons sal oortuig om besig te wees om ons God gegewe gawe te gebruik vir die opbou en die groei van U kerkliggaam, soos U dit bestem het. Here, ons wil dit graag doen, omdat ons U liefhet, omdat ons so waardering vir U het in die lig van ons genadige verlossing en U voorsienigheid oor ons elke liewe dag. Help ons, Heilige Gees, beweeg in ons midde en sien toe dat U kerk wel opgebou word en groei in volwassendheid. Here, ons vra dat U ook Uself sal verheerlik nou, soos wat ons die slotlied sing, die seënbede uitgespreek word en ons same sy na die diens geniet. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. Mag die liefde van die Vader, die genade van Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees, vandag en in die week wat kom. Amen.